This is how I fight my battles, Lord. With the weapons of the blood, weapons of the word, the weapons of faith. Wie van u weet dat u is in 'n oorlog? Wie van u weet dit? Dis 'n oorlog waarin ons staan. Kerk is nie 'n plesierboot om mense kom en entertain word en gemaklik word nie. Hierdie is die plek waar die geestelike oorlog gevoer word. Hier is waar dit gewen word. In ons lof, in ons aanbidding, neem ons die oorwinning. Amen. Dis waar die magte van die hemele geskit word, losgemaak word, uitgestuur word oor ons lewens. In ons lof. En ek wil met julle praat vanoggend oor wapenrusting. Een van die wapenrusting is die skild van geloof. The shield of faith. Efesiërs 6:13 sê daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied. God roep ons om weerstand te bied. Nie om oor te gee nie. Nie om op te gee nie. Nie om dit te los nie. Om weerstand te bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Dan sê staan dan vas met lendele van waarheid om God, met 'n borswapen van geregtigheid. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En behalwe dit alles, die Engelse Bybel sê, above all, neem die skild van geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. En jy is daar te waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Vir my kan jy hy cursor net wegvat daar. En ek wil veral fokus op vers 16 wat sê, behalwe dit alles, above all, take up the shield of faith. Die waarheid is dit dat dit absoluut noodsaaklik is om geloof te hê, om in geloof te bly, om in geloof te opereer. Want geloof is die geldstelsel van die koninkryk. As jy enigiets van God wil hê, het jy geloof nodig om dit te verkry. As jy God geloof gee, dan gee hy terug. Ons word gered deur geloof. Ons word geregverdig deur geloof. Ons word vrygemaak en elke belofte van God kom na jou toe deur geloof. Die skrifgedeelte laat ons weet hoe belangrik dit is om above all else to have a shield of faith. Sonder geloof kan die ander wapens nie werk nie. En as jy toelaat dat vrees oorvat in steede van geloof in jou lewe, mens geloof drop, en nie ons wapens en dit wat ons moet doen meng in geloof nie, dan raak jy blootgestel. Jy raak vulnerable. Jy raak oop vir 'n teiken vir die vyand. If you do not have the shield of faith, if you don't operate in faith, you start to operate in fear and feeling and emotion, you are making yourself vulnerable
to the enemy. You gotta have faith. Die manier hoe ons met God lewe is met geloof. Jy kan nie God behaag nie, sê die Bybel. Hy wat nie geloof het nie, kan nie God behaag nie. Geloof is om confidence te hê in dit wat God beloof het. In dit wat hy gesê het. En as ons confidence verloor in die woord, dan raak ons weerbaar. En ek het agtergekom dat ons kom op 'n plek waar ons God moet glo bo alles wat ons sien, bo alles wat ons voel, bo alles wat ons ervaar. We gotta believe him. Jy kan God glo bo enigiets wat 'n dokter sê. Veral wat 'n politikus sê. Kan ek 'n amen kry? En ek is so bly dat ek kan in 'n God glo oor 'n mens se opinie. Geloof kan bo alles geglo word. Dit kan bo diagnose geglo word, bo grafieke. Geloof kan bo syfers geglo word. Hebreërs 11:1 sê geloof is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Ek glo die woord van die Here bo die professore wat sê ons kom van 'n amoeba af. Wat ons kom van 'n bobbejaan af. Kan ek 'n amen kry? En totdat ons opereer in 'n riekelm waar jy nie kan sien nie, maar nog steeds glo, opereer jy in die riekelm waar God lewe. Hebreërs 4:2 want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof gemeng was nie. You gotta mix your faith with everything that you feel. You gotta mix it with everything that you see, with everything that you hear. You gotta get the faith into that mix. Amen. Die opinies van mense, opinies van die wêreld, jy moet geloof daarin kry. Hy sê, omdat hulle dit nie gemeng het met die geloof nie. Want jy kan al die preke hoor, maar as jy dit nie meng met geloof nie, kan geen preek werk nie. As jy dit hoor, en die woord hoor, meng dit met geloof, want God het aan elke mens 'n mate van geloof gegee, sê die Bybel. A measure of faith. En al wat dit werklik vat vir die woord om te werk, is 'n mosterdsaad geloof. Simple faith. 'n Wonderwerk hang nie af hoe groot en sterk jou geloof is nie, maar hoe groot en sterk jou God is. En of jy geloof het in hoe groot hy is, en nie in geloof hoe groot jy het nie. Jy weet, ek hoef nie baie te glo dat ek gered is nie. Because the word says so. And because it says so, I believe it and that settles it. It settles it. He said it. En daar is 'n absolute vrede in my hart dat ek hemel toe gaan.
Amen, ek weet dit. Ek glo dit. Of ek nou gaan met die wolk, soos my ma altyd gesê het, of ek gaan met die wolk, en of ek gaan op 'n sterfbed, ek sal verkies om met die wolk te gaan. Maar hoe ek ook al gaan, ek weet, ek gaan hemel toe. Die groot ding is, ons moet beskerming hê. Amen. Ek het al agtergekom, as jy eers die geloof ding het, dan kan die gevoel ding kom. En die meeste mense het eers die gevoel, wil eers die gevoel ding hê, voor hulle die geloof ding het. But when I start to operate in faith, the feeling comes. The right feeling comes. Geloof kom voor gevoel. Kan ek 'n amen kry? Nou die skuld van geloof is so oud soos oorlog van self. Dit het die vroeë soldate van die ou tyd nie baie lank gevat om te besef dat hulle het beskerming nodig in 'n oorlog nie. Jy moet beskutting hê in 'n oorlog, en die skuld is 'n defensiewe wapen. Die beste weermagte besef die waarde van verdediging, goeie verdediging. Amen. Die springbokke maak staat op hulle verdedigingsstrukture. Jy moet beskerming hê. Die skild in Bybelse tye was so 'n belangrike uitrusting, dat op een stadium het Dawid 22,000 Filistyne doodgemaak, en hy het hulle skilde gevat, dit versamel, teruggevat Jerusalem toe, dit gaan hang op die mure, deur die stad, op die pleine, in die marksgebied, om vir die vyande, en die spioene, wat nog spied op Israel, om vir hulle te sê, julle is weerloos, ons het julle verdediging van julle afgevat. En wanneer jy sien dat die skild gemaak is om 'n aanval te keer, besef jy, dit is die hoofwapen teen die aanvalle van 'n vyand. In geskiedenis was daar 'n groep in Engeland en Griekland bekend as die Spartans. Wie van julle het al van die Spartans gehoor? Die Spartans was inboorlinge van die stad Spartan. En dis een van die enigste stede van die ou tyd wat nie 'n muur rondom hulle stad gehad het nie. Want hulle het gesê, ons het nie 'n muur nodig om ons stad, om ons te beskerm nie. Ons het ons mans, wat hierdie stad, hierdie families, hierdie besittings kan beskerm. Ons mans is ons muur. 'n Oudtydse stad wat nie 'n muur gehad het nie. En die Spartans was bekend vir hulle gevegsvernuf. Dit was vreeslose en mans wat geoefen was in die kuns van oorlog, was krygsmanne. Dit was deel van hulle kultuur, hulle DNA, om jongmans op te lei, om vegters te raak. Hierdie was heidene, en met hulle Griekse gode, nie veel moraal gehad nie, morele waardes gehad nie. Hulle sou as 'n seentjie gebore word, en die seun is sieklik en swak, sou hulle daai kind na die berge toe vat, om hom daar te laat sterwe, want hulle het gesê, as die seun nie kan veg nie, dan het hy geen waarde vir ons nie. En dit was die mentaliteit van die Spartans. Elke manlike kind sou gestuur word
na militêre skool. Van hulle ouers gevat word en gevorm word en geleer word in krygskunde om dissipline te hê, om taaf te wees, om vaardighede te hê, oorlewingsskills te hê, krygkunde te leer. En vir 13 jaar sou daai man opgelei word tot op die ouderdom van 20, en as hy 20 is, kon hy deel van die Spartan weermag word. En hy sou die res van sy lewe dien tussen hierdie kamerade van hom, tussen hierdie comrades, tussen hierdie makkers van hom. Hy sou met hulle lewe, sy hele lewe sal gaan oor oorlog, hy sal eet, hy sal lag saam met sy makkers, dit sal sy hele lewe wees. En nie soseer hulle families nie. En op 'n ouderdom van 20 sou 'n seun 'n oath of loyalty maak. En sy oath of loyalty op 20 sal die volgende wees: I shall not disgrace my sacred weapons, nor shall I desert my comrades by my side. Wherever I stand in rank, I shall stand and fight until death. Until death. Dan sal hulle in daai ampt dien tot hulle 60 jaar oud is. Hulle was nie soos die Grieke wat in politiek en in die kunste en in Michelangelo en in versiering en in die ekonomie of in die politiek betrokke was nie. Die Spartans het hulle eie kultuur, hulle waardes is geplaas op ander dinge. Die waardes is jy 'n man, kan jy veg, kan jy staan. En ek wil hierdie skrif lees in lig van hoe belangrik dit is om 'n skild van geloof te hê. 1 Korintiërs 16:13 sê: Waak, staan in geloof, wees manlik, wees sterk. Wees manlik, wees sterk. Die kultuur van die Spartans was dat hulle sal optree soos 'n man. Sterk in oorlog. Maar hier wil ek nou praat van wanneer ons geestelike oorlogvoering doen. Sê die Here dat ons moet waak, ons moet staan in geloof, dan sê hy, wees manlik. Hy sê dit vir die vroue. Hy sê, wees manlik. Hy sê, wees sterk in die geveg, wanneer ons beklei. En dit is 'n beeld van hoe ons met ons vyande, ons geestelike vyande, moet hanteer. Dat terwyl ander in Athene meer gefokus is op leksheid, op kunste en filosofie, dat die Spartans gefokus was om mans te vorm wat vegters sal wees, wat die stad, die familie, die kinders, die landbou, die plase sou beskerm. En so glo ek dat God het ook 'n rol vir 'n man geskep. 'n Man is daar om beskerming te gee. Amen. Beskerming vir sy vrou, beskerming vir sy huis, beskerming vir sy kinders. Met oestyd sou enige vyand wat die kos wil kom steel van die lande af, sou in hulle rieme styf loop teen hierdie Spartans. Hulle het geen fisiese muur gebou om hulle te beskerm nie, want hulle het staat gemaak op hulle mans.
Ons het mans wat weet hoe om te veg. Ons het mans wat weet hoe om ons besittings te beskerm. Amen. En op 60-jarige ouderdom sou die soldaat sy skuld huis toe vat. Op 60 jaar. En hy sou dit dan aan sy seun oorhandig. As 'n simbool. Maar selfs na die ouderdom van 60 sal hy nog steeds homself beskikbaar stel om te veg as dit moet. En dan wanneer die seun 20 word en reg is om sy eerste slagveld te gaan beklei, sou die moeder van daai seun 'n seremonie met hom doen by die weermag. En sy sou haar seun met hierdie woorde sou sy hom vaarwel roep. Sy sou sê, either bring the shield back or be brought back on the shield. Not much love in that culture. Want hoe hulle die gesneuweldes terugbring in daai tyd, hulle sou hom uitstrek oor daai skuld, maar van daai skuld sal hulle nooit afstand neem nie. Dis die skuld in ons lewens van geloof, mense, is nie 'n speelding nie. Dis 'n wapen. Jy dra dit, jy hou dit, jy opereer daarmee, jy gaan slaap daarmee, jy staan op daarmee, kan ek 'n amen kry. You gotta stay in faith. Jy hardloop nie weg in die stryd nie, jy gee nie oor aan bekommernis nie, jy gee nie oor aan vrees, en los die oorlog net so, jy keer nie jou rug op die vyand nie. Jy's 'n man, tree op soos 'n man, staan op soos 'n man, beskerm soos 'n man, be a man, man up, beklei vir wat reg is, beklei vir jou kerk, beklei vir jou geloof, beklei vir jou kinders, kan ek 'n amen kry? En ek dink dit is hoe ons moet dink oor ons geloof. En om 'n oorerflike geloof na ons nageslag te bring. Ek dink as 'n man moet jy intentioneel wees om Christus oor te dra na jou volgende geslag toe. Om jou geloof oor te dra na die volgende geslag toe. You got to do it in a manly way. En ek dink dit is hoe ons moet dink oor ons geloof en om ons kinders te leer van die Here. Ek dink dit is goed dat 'n man 'n bietjie toughness leer in sy kinders. Om 'n ruggraat te maak teen die aanslae van die wêreld. Iemand moet ergens soos 'n man begin optree. En die dief laat weet dat as hy in hierdie huis inkom, gaan hy seer kry. Markus 3:27 sê, want niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man boei nie, en dan sal hy sy huis berowe. You gotta have a mentality that enemies got to know dat hier gaan hy seer kry. Die dief moet weet, hier gaan hy gebreek word. Leer ons seuns om soos mans op te tree. Dis hoekom ek van mans rugby hou. Ek like rugby, en dit is hoekom ek die vroue rugby kykie. Kan ek 'n amen kry? Ek hou van mans rugby. Want jy leer hy laaitie
om weer op te staan na 'n tackle en om daai ou terug te tackle. Harder as wat hy jou nou getackle het en na die tyd dan skud hy se blad en hy sê, "Great." Ty pa vat dit natuurlik 'n bietjie te ver, né? Maar ons sit met 'n samelewing wat vaderloos is. Wat manloos is. Wat daar's mans, maar there's not men. En die term offen, ek het hierdie week gehoor, die term offen word afgelei van die term ouerloos. Maar eintlik kom dit van die term vaderloos. Because a child that grows up without a father has an orphan spirit. An orphan spirit. In ons Christelike kultuur, ons Christelike geloof, bring God ons nie godsdiens nie, maar hy bring aan ons 'n Vader. Hy openbaar homself aan ons as 'n Vader. Die pa, 'n pa besluit eendag om sy stout laaitie, eerder is om hom nou 'n pak slaag te gee om hom in die kas te gaan sit. Die klerekas. En hy kom na 'n rukkie, kom hy agter dat dit is baie stil in die kas en hy maak die kas oop en daar sit die laaitie op die grond. En hy sit net. Hy sê vir hom, "Wat maak jy?" Die laaitie sê, "Ek wag." Hy sê, "Waarvoor wag jy?" Hy sê, "Wel, ek het nou op pa se klere gespoeg. Ek het op ma se klere gespoeg en nou het ek nie meer spoeg oor nie. Nou wag ek vir nog spoeg om te kom." Ek wens ons het daai tipe attitude met die duiwel gehad. Maar ons moet leer om die skuld van geloof hoog te hou. Om die skuld van geloof oor te gee aan 'n volgende generasie. Om te leer om nie oor te gee in die stryd nie. Don't disgrace the shield of faith. Sy sien daai vrou word getuister as 'n man, tree op. Sien daai kind word uitgebuit, tree op. Ek het daar agtergekom, ons kan dalk nie elke fight wen nie, maar die vyand gaan weet hy was in 'n fight. Moenie dat die vyand dink hy kan net inkom in jou familie. En net kom vat wat hy wil nie. Jou blydskap, jou gesondheid, jou vrede, jou kinders. Ergens moet iemand 'n attitude hê wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Een man drink ook rooibos tee, hoor. Prys die Here. Hey. En dis wat 'n moeder aan haar seun sou sê met 'n seremonie. Hierdie was jou vader se skuld. Beskerm dit tot die dood toe. En ons moenie die skuld van geloof so aanbied dat dit hulle keuse is nie. Dat dit 'n opsie is in jou lewe nie. Jy kan kies, nee. My seun, my dogter, al wat belangrik is dat jy jou geloof in die Here het. Dis waarvoor ons staan in hierdie huis, in hierdie familie, in hierdie nageslag. My kind, jy gaan eendag universiteit toe gaan en daar gaan mense baie snaakse goed vir jou sê, maar al daai goeders is great. Maar hou die skuld van geloof vas in jou lewe.
Want glo u nog, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Glo u nog, in die begin het God 'n Adam en 'n Eva gemaak. Glo u nog dat daar geen ander naam is deur wie jy gered kan word, behalwe die naam van Jesus nie? Mense, die paus kan jou nie red nie. Geletterdheid kan jou nie red nie. Geld kan nie jou red nie. Goeie werke, die Katolieke Kerk kan jou nie red nie. Daar is net een redder en sy naam is Jesus. Want hierdie skuld moet gekoester word. Hierdie skuld moet blink. Hy moet skoon gehou word. Hy moet behoue gebly word. Jy moet hom oppas. Hoe jy die skuld hanteer bepaal wie jy is in die Spartan kultuur. En ons as Christene word bepaal deur hoe ons met die skuld van geloof werk. Die toekoms van 'n nageslag hang af van hoe die skuld hanteer word. En die grootste ding wat jy aan jou kinders kan gee, is geloof. It's faith. Geloof, nie skatte nie, nie geld nie. Geloof. Hoe om te staan in 'n stryd. Hoe om te sê, hierdie is belangrik in my lewe. Luister, om in 'n kerk te sit is 'n waardevolle ding. Om kerk toe te kom is 'n belangrike ding. Want hierdie is waar ek my skuld polish. Gebed is 'n kragtige ding, want dit is 'n ding wat nie net 'n mens beskerm nie, maar dit polish die geloof waarin jy opereer. Die skuld te polish. Wanneer ek Bybelverhale aan my kinders lees, eerder as al hierdie ander drek, is ek besig om my skuld te polish in hierdie huis, in hierdie familie. Wanneer jy worship, musiek aansit, is jy besig om te polish, daai skuld mooi te maak. Want luister, vir 'n soldaat is die buit van die oorlog nie die belangrikste ding van waarde nie. Die belangrikste ding is die skuld van geloof. Greatness is not in how much money you can leave your children, but it is, are you a warrior? Are you fighting for God and for His kingdom and keeping the faith real in your life? Ek wil die mans vra om geestelike Spartans te wees. Jy hoef nie baie te wees in die oë van die wêreld nie. Jy hoef nie fancy stuff te hê om jou belangrik te maak nie. Maar jy het nodig om 'n skuld van geloof te hê. By wat die wêreld van my dink of die wêreld van my sê nie. Ek worry nie of hulle saam met my stem of nie saam met my stem nie. Ek worry nie om na hulle fancy partytjies uitgenooi te word nie. Al wat ek wil hoor eendag in my lewe is mooi so, goeie en getroue dienskneg. So. En dis hoekom ek staan vir Israel. As jy my kan vra, dan sê ek vir jou, ek staan vir Israel. En ek staan vir waardes wat die woord my leer. Noem dit konservatiewe waardes, call me old fashioned, is ook fine. En dis hoekom ek staan vir 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Ek staan nie vir ander forme van huwelike nie. Pastoor, hoekom preek nie net na hys boodskappe nie?
Want ek is geroep om 'n skild van geloof oor te dra. Ek is geroep om 'n geestelike Spartan te wees. Om my geloof te beskerm. Want ons het weer mans nodig wat soos mans in die geestesriem sal optree. Mans in hulle families. Ons het mans nodig wat nie rondslaapkultuur skep nie. Ons het mans nodig wat een vrou gelukkig hou. En genuen sterkte daarmee. Maar jy is geroep om een vrou gelukkig te hou. Tree op soos 'n man. Amen. Trou haar. Want 'n man voorsien, 'n man beskerm, 'n man staan alleen as daar niemand anders staan nie. Hy los nie, hy hardloop nie weg nie. Ons is nie girly men nie. Amen. En as jy moet, as 'n man, werk 2 werke. As jy moet, doen oortyd. Kan ek 'n amen kry? If you have to, do whatever you need to do to keep your family provided and safe. En dis die kultuur wat ons moet oprig. Dis goed vir 'n man om te werk. Ek het dit al agtergekom. 'n Man moet werk. Want dit hou hom ook uit nonsens uit. Jy weet, ek het baie simpatie met vroue wat, jy weet, vir gelyke regte veg en jy weet wat gelyk wil wees. Maar wat hierdie wêreld nodig het, is weer mans. Mans, wat hierdie wêreld nodig het, is vaders. Wat die geestelike orde herstel. In die werksplek, in familie, vaders wat autoriteit neem oor geestelike dinge. Because it is a man's world. And we have an enemy that will come in, steal, kill and destroy if he sees a weak man. En ek dink aan die mans in ons bediening. En ek is so trots op ons mans. Op die van u wat die skild van geloof hoog hou. Wat sê ek sal Jesus hê eerder as enige ander ding wat die wêreld my kan bied. Wat sy tiendes betaal. Elke man wat agter ons staan. Wat ek waardeer die mans wat hulle self tekort skiet. Man, hy het dalk nie die mooiste klere aan nie, maar sy vrou het altyd. Kan ek 'n amen kry? Daar's niks daarmee fout nie. Want wat dra jy oor aan jou familie? Dra jy 'n liefde oor vir die werk van die Here, vir die dinge van die Here? Vir die belangrikheid van die woord. Halleluja. Ek wil hiermee afsluit. Wie van julle wil sê, Here, ek wil 'n geestelike Spartan wees. I want to be a spiritual giant. Want elke man is geroep om in hierdie autoriteit te funksioneer. You are called into this to be a warrior, a spiritual warrior. Take control of the plans of the enemy in your life.
Ek wil die mans vra om op te staan. So ek glo vanoggend as 'n kerk roep die Here elke man wat hier is tot geestelike manlikheid. Nie vir glitter of vir goud nie, maar om 'n skild van geloof oor te dra aan ons volgende geslagte. Verantwoordelikheid op ons skouers te vat. Ons luister nie na wat die wêreld sê 'n man is nie. Dit gaan nie oor hoeveel vrouens jy mee kan slaap, hoeveel trofees op jou muur hang, maar wie neem die autoriteit en staan reg om die duiwel aan te vat? 'n man wie se woord sy eer is, wie se integriteit vas staan, 'n man wat geestelike erfenis oordra. Jy weet, enige man kan dronk word. Enige man kan maar vloek. Enige man kan 'n ander mooi vrou raak sien, maar enige man kan sy meer verloor. Maar ek het agtergekom, dit vat 'n ware man om rein te bly. Dit vat 'n ware man om getrou te bly van versoeking, om versoeking te weerstaan en te sê, Here, ek staan in die krag. Dit vat 'n man om te sê, ek vergewe. Dit vat 'n man om te sê, ek is lief vir jou. Dit vat 'n man om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wil hierdie versie weer opgooi, hier laastens. En ek wil die res van die vra om saam met my te staan. In lig van hierdie versie lees ons weer, waak, staan in geloof, wees manlik, wees sterk. Kom ons lees dit weer, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Amen. Kom ons staan. Ja, Here, dis ons deklarasie as 'n gemeente wat voor U staan. Volgens ek bid, Vader, dat U krag, U autoriteit, die vaderskap van God, Here, sal vestig in elke huis en elke familie wat hier staan. U is ons Vader, U is ons Abba Vader. En Here, ons staan voor U en ons bid, Here, dat U ons sal wys hoe om te lei, dat U ons sal wys, Here, hoe om te veg. Sterk te staan in hierdie stryd, Vader, tot die dag wanneer U ons kom haal. Maar ons skild van geloof sal ons ophou. En ons sal, Here, dit koester bo elke ding, elke wapen wat tot ons beskutting is, in die naam van Jesus. Yes, Lord.